is Kai Vertel, episode 6. Die spooktrein van Waterval Boven. Daar is 'n vallei naby die Mpumalanga dorpie Waterval Boven, waar mis vroegsoggens oor die klowe rol en die berge en skakerings van blou en grys wegraak. In die vallei lê 'n ou spoorlyn wat lankal verlate is. Die reëlings is roesbruin, sommige gebreek en die houtdwarslatte is al half deur die grond ingesluk. Maar vir die plaaslike inwoners is daardie lyn nie net 'n stukkie geskiedenis nie, dit is 'n plek van stories en van vrees, want hulle sê, elke paar jaar kom die trein terug. Die eerste ongeluk was in 1909. 'n Passasierstrein het sy remme verloor toe dit die pas afgedaal het. Die houtwaans het versplinter en van die passasiers het glo nooit eers 'n kans gehad om te skree nie. Die dood het hulle in 'n oogwink ingehaal. 'n jaar of wat later het mense begin vertel dat hulle in die nag, veral wanneer die mistigheid dik lê, die geluid van 'n trein hoor wat deur die pas jaag. Maar dit was nog net die begin. Die tweede ramp was dekades later, die groot mynwerker treinongeluk, waar byna 500 mynwerkers op die trein was. Baie van hulle het nie oorleef nie. Die grond om Waterval Bowe het die nag gebloei. Dis na die ramp dat die verhale sterker begin word het. Mense sê dat jy soms in die nag nog die geluid hoor van yster op yster, daardie kenmerkende skree van staal wat breek. Party het selfs vertel dat hulle liggies deur die mis gesien het, soos lanterns wat heen en weer swaai. Daar is ou mynwerkers wat glo nogal weg huis toe probeer stap, vasgevang tussen die lewe en die dood. En dan is daar die trein self. 'n Paar mense sweer hulle het dit gesien. 'n Swart trein sonder drywer, net 'n donker massa wat met 'n onmoontlike spoed verbyjaag en dan in niks verdwyn. Dis die storie wat in die argiewe bly, maar wat nie verduidelik kan word nie is wat mense daarna begin hoor en sien het. Boere in die omgewing vertel hoe hul perde skrik as die wind uit die ooste waai. Mense sweer hulle hoor die geluid van 'n lokomotief se fluit, skril en klaaiend, al is die lyn al dekades lank buite gebruik. Soms is dit net 'n vae klank ver weg. Ander kere sê hulle kom dit so naby dat jy voel die grond onder jou voete vibreer, soos staal teen staal. Een aand in die 1980s het 2 jong manne van die dorp glo besluit om die spooktrein storie te toets. Hulle het gaan sit waar die ou reëlings nog dieper die kloof in lê. Met 'n bottel brandewyn byderhand het hulle gewag. Teen middernag, vertel hulle later, het 'n koue wind skielik begin waai. Die nag was doodstil, behalwe vir die geluid van, die ou lang getrekke fluit. Hulle het lagend gedink dis verbeelding, tot die grond begin bewe het. Toe het ligte verskyn, so helder soos koolvuur, wat al langs die verlate spoorlyn beweeg het. Die manne het gesê hulle kon die silhouette van 'n swart lokomotief sien. Die trein het in stilte verbygegaan en toe eenvoudig verdwyn. Die volgende dag het hulle gesweer hulle sal nooit weer daarheen gaan nie, en volgens die dorpse mense het hulle ook nooit weer alleen by daardie spoor gaan loop nie. Die vreemdste is dat dit nie net plaaslike stories is nie. Toeriste wat in die kloof gaan stap, rapporteer soms presies dieselfde dinge. 'n Koue wind, die geluid van 'n fluit en ligte wat teen die nagmis afrol. Party sê dis net die wind wat deur die klowe huil. Ander glo die metaal onder die grond hou nog daardie nag se tragedie vas en dat dit homself keer op keer herhaal. En tot vandag toe sê die inwoners van Waterval Bowe, as jy daardie klank hoor, bly weg van die spoor, want as die spooktrein jou tref, gaan jy nie net skrik nie, jy gaan saamry. Ek is Kai, en ek dink dit was net die wind wat deur die tonnels waai. Of was dit? Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.